jy jou Bybel by jou het, maak of my oop, daar is Romeine hoofstuk 5. Romeine in die 5de hoofstuk. Romeine hoofstuk 5. En ons gaan daar so lees vanaf vers 6 tot met vers 10. Romeine 5 vanaf vers 6 tot met vers 10. Romeine 5 vanaf vers 6. Want toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterwe. Want nouliks sal iemand vir 'n regverdige sterwe. Vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe. Maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Veel meer dan sal ons nou, dat ons geregverdig is in sy bloed, deur hom gered word van die toorn. Want as ons, terwyl ons nog vyande was met God, versoen is deur die dood van sy seun, veel meer sal ons deur sy lewe gered word, nou dat ons versoen is. Ek wil dit weer vir ons lees. En ek wil jy moet mooi luister wat hy hierso sê. Want toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterwe. Want nouliks sal iemand vir 'n regverdige sterwe. Dit beteken, net plain gesê, mens sal nie sommer vir jou lewe gee vir 'n ander ou nie. Dit is net in baie gevalle waar jy gaan lees van mense wat, ek wil eintlik sê 'n hero was en sy lewe neergelê het om ander mense se lewens te red. Hy sê, nouliks sal iemand vir 'n regverdige sterwe. Vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe. Ek meen, oor die algemeen, as ons nou moet baie dood eerlik wees, 'n doodnormale mens gaan nie vir 'n slegte mens om net sê, ek sal jou plek my lewe vir jou gee om jou te red nie. Dit laat my net dink, en dit is nou 'n bietjie heeltemal van trek af, en dit was nie deel van die hele boodskap vanmôre nie, maar dit laat my net dink aan 'n boodskap wat ek gehoor het na die dag, wat 'n persoon getuig. En hierdie pastoor nooi 'n ouerige pastoor om by hulle te bedien. En hy stel hom toe voor in die gemeente en hy sê vir hulle, ek ken hierdie pastoor al baie jare en ek het hom genooi om vanmôre met julle 'n woord te kom deel. En hy gee hom toe geleentheid en die ou pastoor stap toe dan na die kansel toe en hy begin toe te praat en hy sê, en hy vertel vir hulle die storie, hy sê vir hulle, daar was eendag 'n man gewees, hy en sy seun was baie lief vir diepsee visvang, en hy en sy seun het die dag besluit, hulle wil gaan diepsee visvang, en die seun bring toe sy vriend saam, en so is hulle daar in die diepsee in, en onverwags word hulle vasgekeer daar in 'n golf of in 'n storm of 'n ding, en 'n golf slaan die boot, en die seun en die seun se vriend val in die water, en dis verskriklike golwe en verskriklike strome, en hulle dryf al verder weg van die boot af, en die man op die boot het net een reddingsboei, net een van daai wat noem hulle, julle weet wel van 'n kraai reddingsboeie. Hy het net een van hulle op die skip, maar die twee is ver uit mekaar uit. En hy kan net een red. En hy staan met hierdie dilemma, want sy seun, sy vriend, is 'n baie slegte ouetjie. Hy's nie 'n goeie seun nie. Nie 'n goeie opvoeding gehad nie. Hy doen verkeerde dinge, hy's 'n verkeerde invloed vir sy seun, hy doen al hierdie dinge wat nie reg is nie, en hy's rebels, en sy seun is 'n ordentlike seun. En hy staan met hierdie keuse, vir wie gaan ek hierdie boei gooi? En hy kyk vir sy seun en hy sê, hy staan met hierdie dilemma en hy
sê vir die Here, Here, ek weet my seun ken U. Ek weet my seun het U lief met sy hele hart. Ek weet my seun dien U met alles wat in hom is. Hy weet wie hy is en hy skree vir sy seun, my seun, ek is lief vir jou. Ek sal jou weer sien. En hy vat die boon en hy gooi hom vir sy seun se vriend. En hy red sy seun gaan onder die golwe sy seun verdrink en hy red die seun se vriend. En hy sê vir die mense, dit is presies wat Jesus vir jou gedoen het. Dis wat hierdie stuk gedeelte beteken in Romeine 5. Hy preek toe die oggend uit hierdie gedeelte uit. Hy sê, nouweliks sal iemand vir 'n regverdige sterwe. Vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog nie moet hê om te sterwe. Maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Veel meer sal ons dan nou dat ons geregverdig is in sy bloed deur hom gered word van die toorn. Want as ons terwyl ons nog vyande was met God versoen is deur die dood van sy seun, veel meer sal ons deur sy lewe gered word nou dat ons versoen is. En hy sê amen en hy sluit die diens af. En na die tyd, toe hulle sit en koffie drink en kuier daar, kom 2 jong seuns na die ou pastoor toe. En hulle sê vir hom, pastoor, was regtig 'n baie awesome diens. Dit is nou regtig awesome diens, maar dit is onlogies. Dit maak nie sin nie. Wie sal dit nou doen? Dit is sinneloos. Om so 'n illustrasie te gebruik vir die boodskap, want 'n normale mens sal dit nie doen nie. En jou pastoor sê vir hom, nee, jy is heeltemal reg. Dit is so, 'n normale mens sal dit nie doen nie. Maar kom ek vir julle sê, alles wat ek vir julle vertel het is die waarheid, want ek was die pa. En julle pastoor was my seun se vriend. Wow. Jy sien, dis presies wat Jesus vir my en vir jou gedoen het aan die kruis. As jy vir iemand moet vra, wat is jou kosbaarste besitting wat jy het? Iets wat jy besit. Wat is iets waar jy baie sentimenteel is? Nou baie mense sê, ek is sentimenteel, ag man, jy is man, almal van ons is normaal te sentimenteel. As jy iets het wat jy besit, wat jy kan sê, dit is vir my waarde, dit is vir my betekenis, dit is vir my sentimenteel. Baie antwoorde sal verskil. Party mense sal sê, dat dit is dalk 'n trouring van my oorlede man of vrou. Iets wat ek koester. Dit is, iemand sal sê, dit is dalk 'n foto van 'n geliefde wat nie meer met ons is nie. Dit is dalk 'n aandenking, dit is dalk 'n iets. Ander weer wat sal vir my sê, wel, dit is my oupa se Bybel wat ek geërf het. Wat vir vroeg baie lief was. So is daar in almal van ons se lewe iets wat vir ons kosbaar is, wat vir ons sentimenteel is. Iets wat, al is dit iets kleins. Maar wat doen jy met daai besitting van jou wat vir jou so kosbaar is? Jy bære dit. Jy beskerm dit. Jy pas dit op. Jy gaan dit nie net sommer net laat rondlê nie. Jy gaan dit ook nie net sommer net vir enige iemand sommer net gee nie. Jy gaan ook nie toelaat dat iemand sommer net daarmee loop en speel nie. Veral nie as jy klein kindertjies het nie. Veral nie as dit iets is wat vir jou regtig waar die betekenis het nie. Niemand hoef jou te herinner om te sien na daardie besittingkie van jou nie. Want jy doen dit van harte. Want dit wat vir jou waarde het, ontvang jou aandag. Dit wat vir jou waarde het, ontvang jou hart. Jy doen dit van self. Dit is iets wat net uit jouself uitvoel. Nie omdat jy moet nie, maar omdat jy daai, ek wil eintlik in 'n
in 'n way nou sê, omdat jy, dit gaan ook eens ironies klink wat ek sê, maar daai besitting lief het. Jy het hom lief. Dit is vir jou kosbaar. Dit is, dit maak, verstaan jy wat ek probeer sê? En dit het my eintlik 'n bietjie laat dink. As iemand my lewe moet dophou, of jou lewe moet dophou, nie net jou woorde hoor nie, nie net hoor wat jy bely of wat jy sê, maar as iemand jou lewe moet dophou, buitestander na jou moet kyk, regtig na jou moet kyk, hoe jy jou tyd spandeer, hoe jy jou geld gebruik, hoe jou prioriteite lyk, en hoe jou prioriteite gerangskik is in jou lewe, hoe jy optree, hoe jy mense behandel, hoe jy praat, hoe jy leef en doen wanneer niemand anders kyk nie. Wat sou mense sê is jou kosbaarste besitting? Wat sou mense dink is jou kosbaarste besitting? Want die eintlike waarheid is dat jou lewe verraai wat werklik in jou hart waardeer word. Hoor my wat ek sê. Jou lewe verraai wat werklik in jou hart waardeer word. Kyk ons na die Here en hoe die Here na ons kyk. Hy kyk nie na ons hande nie, hy kyk nie na ons arbeid nie, hy kyk nie na wat ons na die tafel te bring nie. Hy kyk na ons harte. Hy sien wat ander nie kan sien nie. Hy sien wat werklik kosbaar is in ons lewe. Hy sien wat werklik dit is wat ek in my lewe koester. Weet jy wat is interessant as die Here vir jou moet vra? Hy sê vir jou vra, hoeveel weet jy van my nie? Hoeveel ken jy my nie? Hoeveel weet jy van my nie? Hoe lang dien jy my al nie? Hoe dien jy my nie? Weet jy wat dink ek, wat sal hy vir jou vra? Wat is ek vir jou werd? Wat is ek vir jou werd? Wat is God vir jou werd? Nou en baie mense gaan vir my sê, nee, hy is my alles werd. Weet jy wat is die ernstige ding wat ons miskyk? Dit wat vir jou die kosbaarste is, sal altyd die beste van jou kry. Hoor mooi. Dit wat die kosbaarste vir jou is, sal altyd die beste van jou kry. Jesus het vir hulle gesê, Matteus 6 vers 21, waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Hoor mooi, waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. En dit is die vraag waarmee ons vandag voor die nagmaaltafel kom staan en waarvoor ons, as ons die nagmaal gaan gebruik, vandag gaan vra. Nie of Jesus my lief het en wat het Jesus vir my gedoen aan die kruis nie. Daardie vraag het Jesus al 2000 jaar terug beantwoord. Die vraag wat ek vanmôre wil hê jy vir jouself moet vra, vandag as jy voor die nagmaal moet staan, of dit met jou in jou hand sit of wil gebruik, is Jesus nog die kosbaarste persoon in jou lewe? Is hy werklik nog die kosbaarste persoon in jou lewe? Want as hy is, sal jou lewe dit wys. En daar is 'n vraag wat elkeen van ons eendag gaan moet antwoord. Nie hoeveel geld het ek gehad nie, nie wat het ek bereik nie,
Nie hoeveel Bybelkennis ek gehad het nie hoeveel jare ek in die kerk was nie. Daar's een vraag wat ek gaan moet antwoord en dit is die vraag, wat was Jesus vir my werd? Want weet jy, die waarde van iets word nie bepaal deur wat jy daaroor sê nie. Maar die waarde daarvan word bepaal deur wat is jy bereid om daarvoor op te offer. En ons kan baie maklik sê, maar Jesus is my alles. Nee, Jesus is my alles. Ek is baie liefvol. En as ons moet eerlik wees, kom ons kyk bietjie na ons, ek wil eintlik sê ons kalenders of ons dagboek. Kom ons kyk na ons afsprake. Kom ons kyk na ons prioriteite. Kom ons kyk na ons gehoorsaamheid. Kom ons kyk na ons tyd. Kom ons kyk na ons geld en besittings. Kom ons kyk na ons kerkbywoning. Kom ons kyk na ons houding teenoor die kerk. Kom ons kyk oor aanbidding. Kom ons kyk ons houding teenoor die woord van die Here. Kom ons kyk na hoe ons leef in gehoorsaamheid aan die Here. Dan dink ek vertel dit eintlik 'n ander storie. Jy sien, die nagmaal is nie 'n plek, of is nie net iets wat ons net onthou wat Jesus vir ons gedoen het nie. Maar dit is eintlik ook 'n plek waar ek vir myself moet eerlik vra, het ek hom nog lief? En ek wil vanmôre met ons praat oor hierdie gedagte. Wat is Jesus vir jou werd? Wat is Jesus vir jou werd? Romeine 5 het ons nou gelees, en ons gaan dit weer gou lees, gaan ek dit sommer vir julle lees. Hy wys vir ons wat ons vir God werd is. Hy sê vir ons in Johannes 3 vers 16, ons liefhet God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wie in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. In hierdie Romeine 5, dan sê hy daar verder vers 6 tot 9, want toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterwe. Nouweliks sal iemand vir regverdige sterwe. Vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe. Maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Veel meer dan sal ons nou dat ons regverdig is in sy bloed deur hom gered word van die toorn. So ons kan sien wat ons vir God werd is. Die kruis, wil ek eintlik sê, was God se antwoord op wat jy vir hom werd was. Jy het Jesus se bloed gekos. Hoor mooi wat ek vanmôre vir jou sê, jy het Jesus se bloed gekos. Ek wonder of ons dit eintlik altyd grasp, of ons dit eintlik altyd besef. Ek het Jesus se bloed gekos, jy het Jesus se bloed gekos. Maar nou wil ek vir jou vra, wat is sy bloed werd vir jou? Wat is Jesus se bloed werd vir jou? Hier op die tafel het ek so 'n sakkie met 30 munte. Want my laat dink aan Judas. Baie van ons verraai ook nie net Jesus vir 30 stukke silwer nie. Veel werd is die bloed vir Jesus vir jou. Weet jy, as jy awesome dat God hoef nooit weer sy liefde aan ons te bewys nie. Ons wil altyd die Here bevraagteken oor sy liefde vir ons. Soos, Here, as U my liefhet, Here, hoekom doen U dit? As U my liefhet, hoekom laat U dit toe? Here, as U my liefhet, hoekom gebeur dit met my? Ons bevraagteken altyd die Here se liefde, terwyl hy al 2000 jaar terug al klaar bewys het. Wat meer moet hy vir jou bewys? Wat meer wil jy bewys hê dat die Here jou liefhet? Hy het sy seun se bloed vir jou gestort. Hy hoef nie sy liefde aan jou te bewys, hy het dit 2000 jaar terug gedoen in 'n kruis. Ek wonder partykeer of het, as ons die vraag moet omdraai, of ek God ook so lief het. Wat sal die antwoord wees?
die brood, die beker, die kruis, dis alles net 'n bewys daarvan, is getuienis, waar God sê, ek is lief vir jou. En dis hoekom hy vir ons gesê het, gebruik dit tot my gedagtenis. Dis 'n herinnering vir ons aan. Maar ek wil die vraag vir jou vandag omdraai. Wat is God vir jou werd? Jy sien, liefde word nie gemeet net aan woorde nie. Ek dink baie male, en dit is maklik om vandag se tyd, dat ons kan sê, o, ek is lief vir jou. Dis soos Adam ons vir Eva geskree het, ek het jou lief, toe hy vir haar die vyelaar gewys het. Liefde word nie gemeet aan woorde nie. Ons kan maklik sê ons het die Here lief. Ons kan maklik sê hy is ons alles. Maar hoe word ons liefde vir God gemeet? Ons toewyding aan die Here, 'n gekruisigde lewe, gehoorsaamheid aan sy woord, liefde vir ons naaste, selfverloning en opoffering. Ons verhouding met Jesus sal ons hoogste prioriteit wees. Maar is dit werklik? Maak of my jou Bybel oop in 2 Timoteus 3. Paulus skryf vir Timoteus en hy gee 'n waarskuwing in die eindtyd. En hy sê in die eindtyd is daar 'n gevaar wat gaan kom. 2 Timoteus hoofstuk 3. En die grootste gevaar van die eindtyd is nie net noodwendig sonde nie, maar verkeerde liefde. Hoor mooi. Die grootste gevaar van die eindtyd is nie noodwendig net sonde nie, maar verkeerde liefde. 2 Timoteus 3 vers 1 skryf hy daar, maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. Kyk nou wat ek sê van verkeerde liefde, vers 2. Want die mense sal liefhebbers van hulle self wees. Geldgieriges, grootpraters, trotsaars, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon het. Lyk wat hy basies sê, die mond kan sê ek het Jesus lief, maar die eintlike verkeerde liefde wat hulle het, is liefhebbers van hulle self. Dis een van die duidelikste kenmerke van die laaste dae. Hy sê nie mense gaan ophou glo nie. Hy sê nie mense gaan ophou godsdienstige dinge doen nie. Hy sê hulle liefde gaan skuif. Hoor mooi, hulle liefde vir God gaan skuif. Hulle sal steeds tyd hê, maar nie vir God nie. Hulle sal steeds 'n passie hê, maar nie vir God nie. Hulle sal steeds opoffer vir alles behalwe God. Hulle sal tyd maak vir alles behalwe vir die Here. En dis die vraag wat jy vandag vir jouself moet vra. Is Jesus nog my grootste liefde? Of net deel van my lewe? Gaan na Johannes 21 toe.
Petrus verraai vir Jesus. Hy verloon hom. Die haan kraai. Petrus gaan vang vis. Jesus staan uit die doodheid op en hy verskyn by die see daar in die see van Galilea. En hy verskyn aan hulle. Hy laat hulle daai vis vang, 153 visse, en hulle kom aan wal. Hulle sê niks. Jesus braai vir hulle vis. En ons lees daar in Johannes 21 van vers 15 tot 17, baie bekende gedeelte. Toe hulle dan klaar was met die môre ete, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon seun van Jona, het jy my waarlik lief, meer as hulle hier? Hoor dit, vra Jesus hom. Het jy my waarlik lief? Hoor dit hy vra, het jy my waarlik lief, meer as hulle hier? Hy antwoord hom, ja Here, u weet dat ek u lief het. Hoe baie van ons sê dit nie ook nie. As Here, jy moet vra vandag, het jy my lief? Ja Here, u weet dat ek u lief het. Interessant. Hy vra hom 'n tweede maal. Eintlik om te sê, Simon, is jy seker? Simon seun van Jona, het jy my waarlik lief? Hy antwoord hom, ja Here, u weet dat ek u lief het. Jesus vra hom 'n derde maal. So van Petrus, hoor wat ek vandag vir jou vra. Hoor wat ek vandag vir jou vra, Petrus. Hy vra hom 'n derde maal, Simon seun van Jona, het jy my, kyk wat sê hy so, het jy my lief? Hy vra hom met my waarlik, hy vra, het jy my lief? Ja, net 2 keer vra hom, het jy my waarlik lief? O ja, Here, jy weet dat ek jy lief het. Hy vra hom die derde maal, Petrus, kyk my in my oë, het jy my lief? Kyk Petrus se reaksie. Petrus het bedroef geword omdat hy hom 'n derde maal vra. Jy sê, maar die derde maal het hy hom anders te gevra. En jy van vra Petrus, ek wil nie hê jy moet net sê wat jy wil hê ek moet dink ek hoor, wat jy wil hê jy moet dink ek wil hoor wat ek hoor nie, en dat die ander moet hoor wat jy sê nie. Ek vra jou, het jy my lief? En dis hoekom Petrus bedroef geword het. En hy antwoord hom, Here, u weet alles. Jy sien, want Jesus sien die hart. Hy sien die hart. Jou mond kan sê jy het Jesus lief, maar jou hart kan hom verloon. Jou mond kan sê jy het Jesus lief, net soos Judas, maar jy kan hom verraai. Here, u weet alles. U weet dat ek u lief het. U sien, daar het iets verander. En let op wat Jesus eerste gevra het aan Petrus. Het jy my lief? Hoekom vra Jesus spesifiek vir hom, het jy my lief? Want weet jy wat, waar liefde vir Jesus, waar liefde vir die Here verdwyn, of weggeraak, word gehoorsaamheid 'n las. Word diens aan die Here 'n las. Word dit moeite. Word bereidwilligheid vir die Here 'n las. Word aanbidding 'n las. Word opoffering 'n las. Word gee 'n las. Word kerk 'n las. Word aanbidding 'n gewoonte. Word gebed 'n plig. Word alles wat God verlang
las en moeite. Die nagmaal, alhoewel mense daaraan deel, word net 'n ritueel. 'n Ritueel sonder krag, sonder betekenis. En Paulus gee 'n waarskuwing, gaan na 1 Korintiërs 11 toe. Paulus skryf die volgende aan 1 Korintiërs 11, vers 26. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. En dan let op vanaf vers 27, hy sê, wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet, of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Ek dink die mense hoor wat ek vanmôre hierop wil sê nie. Wie op 'n onwaardige wyse hierdie brood eet of beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Hy sê, wie op 'n onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Wat beteken dat jy eet en drink 'n oordeel oor jouself? Jy getuig teen jouself. Ja Here, ek het U lief. Ja Here, my lewe is aan U oorgegee. Ja Here, ek behoort aan U. Jy getuig teen jouself. Dan sê hy daarso, daarom sal julle baie swak is en sieklik is en 'n aantal het ontslaap, want as ons onsself beoordeel het, sou ons nie geoordeel word nie. Maar as ons geoordeel word, word ons deur die Here getuigtig, sodat ons nie saam met die wêreld veroordeel mag word nie. En God wil jou nie hê dat jy in die oordeel moet val nie. Maar weet jy wat sê hy? So hy sê nie hierso gaan beproef jou buurman nie. Hy sê nie gaan beproef jou huweliksmaat nie. Hy sê nie gaan beproef die kerk, die pastoor, die kerkraad of die whatever nie. Hy sê nie hierso gaan beproef jou vriend nie. Hy sê nie gaan beproef jou kollega nie, die ou langs jou, die tannie langs jou, hy sê hierso beproef jouself. Hy sê nie vir jou kyk of daar sonde in jou lewe is nie. Dis vir Jesus betaal het. Hy sê beproef jouself. Wat sê hy vir jou hierso? Is daar nog liefde vir my in jou hart? Wanneer laas, as ons eerlik vir onsself moet vra, was ek net verwonderd oor die krag van die kruis? Wanneer laas het Jesus se genade en sy liefde en sy teenwoordigheid my na trane gebring om net by sy voete neer te val? Wanneer laas het ek berou gehad oor my sonde? Wanneer laas het ek hom gesoek omdat ek hom wou hê, nie omdat ek gedwing was nie? Wanneer laas het ek hom gedien omdat ek hom lief het? Wanneer laas het ek gebid sonder om te kyk na 'n horlosie, sonder om te kyk na 'n skedule? Wanneer laas het ek tyd in sy teenwoordigheid spandeer sonder om te worry wat ander mense dink? Wanneer laas het ek myself vir hom oorgegee, gedoen sonder om te redeneer, om verskoning te soek, omdat ek 'n passie vir hom het? Wanneer laas het ek hom gesoek en nie net sy seëninge nie?
Jy sien, dis kom Paulus hierso skryf. Wie op 'n onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Jy sien, want kyk ons na die nagmaal. Wat was die nagmaal? Dit was 'n huweliksaanbod van die bruidegom na die bruid. Het jy my waarlik lief? Petrus, het jy my lief? Jy sien, die nagmaal en die nagmaaltafel en dit waarvoor dit staan en waar dit simboliseer, is nie 'n tafel van veroordeling nie. Dis nie 'n plek waar ek vir jou vanmôre sê jy staan onder veroordeling nie. Dis actually 'n plek van liefde, dis actually 'n plek van herstel, dis actually 'n plek waar die Here vir jou sê, kom laat ek en jy die saak uitmaak. Maar liefde vra vir 'n antwoord. As die Heilige Gees vanmôre in jou hart vir jou moet vra, wat is die Here vir jou werd? Nie uit skuldgevoel nie, nie uit godsdienstigheid nie, nie uit plig nie, nie uit dwang nie, net uit liefde. Is jy nog werklik genuine lief vir die Here? As jy ons dit moet vra. Lees ons wat Paulus geskryf het vir Timoteus. Dis die grootste ding van die eindtyd. Kyk na die kerk. Leeg is dit, mooi. Dat mense sal ophou kerk te gaan nie, dis nie die ergste nie. Maar dat hulle soos Paulus sê, liefhebbers van genot sal wees. Meer as liefhebbers van God. Dat liefde gedraai het. Miskien is die eerlikste antwoord of die eerlikste vraag wat ons vandag van onsself moet beantwoord nie, of vra nie, Here, is ek goed genoeg om dit te verdien nie, want ons kan dit nie verdien nie, dit was genade wat hy vir ons gegee het. Die vraag wat jy jouself moet vra is Jesus nog my eerste liefde? Behoort my hart tog aan hom? Aan wie behoort my hart? Ek kan van u oppak in Openbaring 2 en 1 Korintiërs 11. Is Jesus nog jou eerste liefde? Jy sien, as ons kyk wat Paulus daar vir Timoteus geskryf het, mense sal liefhebbers van hulle self wees. Die eie ek. Openbaring 2 vers 2, Johannes skryf, maar Jesus sê, ek ken jou werke en jou arbeid, en jou lydsaamheid. Dat jy slegte mense nie kan verdra nie. Die op die proef gestel het wat sê hulle, dat hulle apostels is en dit nie is nie, hulle as leenaars bevind het. Dat jy verdraaid en lydsaamheid besit en terwille van my naam gearbei het en nie moeg geword het nie. Jy sien, hulle het gewerk, hulle het gedoen. Maar daar was iets missing. Maar ek het teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het. Jy sien, ja, hulle het gedoen vir die Here. Hulle het gearbei vir die Here. Ja, hulle het alles gedoen. Maar daar was iets missing. Die liefde van God. Die liefde vir die Here. En sê, ek het teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het. Onthou dan waarvandaan jy uitgeval het. Bekeer jou en doen die eerste werke, anders kom ek gou na jou toe en sal jou kandelaar van sy plek verwyder. As jy jou nie bekeer nie.
1 Korintiërs 11, waar Paulus skryf vir die nagmaal, vers 26 tot en met vers 32. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wie dan op 'n onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees in die liggaam en die bloed van die Here. Dan sê hy vir ons vers 28, maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en hy beker drink. Jy sien, jy kan 'n keuse maak. Die offer word uitgehou na jou toe. Hy sê, wie op 'n onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself. Terwyl die liggaam van die Here nie onderskei nie. Daarom is daar baie met julle sieklik is en swak is en ander het al ontslaap. Want as ons onsself beoordeel het, sou ons nie geoordeel word nie. Maar as ons geoordeel word, word ons deur die Here getuigtig. Jy sien, ons dink as die Here ons bietjie so op die hand slaan. Weet jy, kon doen hy dit? Dit dalk klink soos 'n harde woord wat ek vanmôre vir jou bring. Maar weet jy wat doen ek eintlik vanmôre? Ek wil vir jou die hart van die Here wys. Want kinders van die Here mis die hele punt. Voordat jy die beker neem, voordat jy die nagmaal gebruik, ondersoek jou hart. Ondersoek jou liefde vir die Here. Die brood herinner jou aan sy liggaam wat vir ons gebreek is uit liefde. Die beker herinner jou aan die bloed wat vir jou gestort is uit liefde. Maar wat sê jou hart vir hom? En nou moet jy eerlik met jouself wees. Hoe lyk jou hart vir die Here? Het jy hom nog lief? Ek wil jou vra soos wat Jesus vir Petrus gevra het. Het jy hom nog lief? Ek het nou gesê, die nagmaal was 'n bruilofsaanbod gewees. Van die bruidegom na die bruid. Waar hy sê, ek gee my lewe vir jou. Omdat ek jou lief het. Wil jy my nie terug lief hê nie? Sal jy nie jou lewe aan my oorgee nie? Nou, ek wil eintlik vir jou vra. Wat sal jou verwagting wees van 'n bruidegom of 'n bruid? As hulle aan jou daai huweliksaanbod maak. Wat sal jou verwagting wees? Wat sal jou, as jy nou die aanbod kry, wat sal jy verwag? Moet daardie persoon, as jy die aanbod maak, kom ek sê of jy maak die aanbod, wat sal jy verwag daardie persoon teenoor jou moet reageer? As jy in liefde kom en sê, ek het jou lief met my hele hart, sal jy myne wees. Wat is die verwagting wat jy? Werke? Moeite? Plig? Wat sal jou verwagting wees? Liefde. Vra jouself af van wie jou hart regtig behoort. Wie behoort jou hart regtig? Behoort dit regtig aan die Here? Of het jou hart begin lief raak vir ander dinge? Het jou hart begin wegdwaal na ander dinge? Het jou liefde vir die Here begin verkoel? Dis hoekom die Bybel vir ons sê, beproef jouself. Keer terug na jou eerste liefde. Die Here roep jou terug. Hy roep jou terug, hy sê,
Ek het jou lief, ek het my lewe vir jou gegee. Die kruis het bewys hoe lief hy jou het. Maar vanmôre wil ek hê die tafel moet vir jou vra, die nagmaal moet vir jou vra. As jy daai brood en daai nagmaal in jou hand neem, wil ek hê dit moet vir jou vra. Hoe lief het jy hom? Sal jy jou lewe vir hom neerlê? Hoe lief het jy hom? Jy sien, hy het dit vir ons gegee en gesê, dit is hoe lief ek jou het. Ek gee dit vir jou. Dis nou in my hande. Maar nou vra dit vir my. Hoe lief het ek hom? Sal jy jou lewe vir hom neerlê? Sal jy die eie ek neerlê? Sal jy die liefde vir jouself neerlê en net aan God behoort? Sal jy hom gehoorsaam wees? Sal jy hom soek en hom dien met alles in jou? Jy sien, want hy sê, beproef jouself. Want hy wat onwaardig eet en drink 'n oordeel oor homself. Dis nie ligtelik nie. Dis maklik vir ons om te ontvang, maar wat is my respons daarop? Dis maklik om te hoor, maar hy het vir my gedoen, dis deur genade en dit is so. Maar wat is my reaksie? Wat is my respons op dit? Nie my werke nie, nie my dade nie, my hart. Wat is my hart? Jy sien wat vir my interessant is. In 1 Johannes 5 daar in vers 7 tot met vers 7 en 8, hy sê daar's 3 wat getuig in die hemel. Die Vader, die Woord en die Heilige Gees. Dan sê in vers 8, daar's 3 wat getuig op die aarde, die Gees, die water en die bloed. Dit getuig teen my. Dit getuig teen my. Die vraag is, gaan dit vir my getuig of teen my getuig? En dis wat hy nou daar sê in vers 23, ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het. En nadat hy gedank het, het hy gebreek gesê, neem, eet. Dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. En net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Jy getuig, ek het gesterf in Christus. Hy het gesterf vir my. Romeine 6 sê, ons is begrawe in die doop, in die dood. Om aan Christus gelykvormig te wees. Soos wat hy gesterf het en opgestaan het, so word ons hom gelykvormig. Dis wat dit getuig. En die vraag wat jy vir jou vanmôre met self vra, het jy hom nog lief? Jy moet die keuse maak. Jy kan die keuse maak. Jy kan vanmôre hier sit en jy kan besef, Here, ek het die pad byster geraak. Here, U is nie meer die nommer 1 in my lewe nie. Ek het 'n liefhebber van genot geword, 'n liefhebber van myself. Ek het U nie meer lief soos wat ek veronderstel is om U lief te hê nie. En die Heilige Gees is die enigste wat jy daarvan kan oortuig.
Dis waarvoor hy gesterf het aan die kruis. En hy het gesê, kom dat ek en jy die saak uitmaak. Al was jy so rooi soos skarlak, en ek sal jy wit was soos wol en soos sneeu. Dis genade. Jy kan 'n keuse maak vandag. Ja, Here. Of jy kan wegstap en jy kan sê, ek het die bloed nie nodig nie. Ek is liewer vir die eie ek is liewer vir die eie self. Ek het meer liefhebber geword as 'n liefhebber van U. Dis jou konfrontasie vanmôre. Nie veroordeling nie, want ek bring jou na 'n tafel van genade. Maar ek wil vir jou sê, dit getuig. Die liggaam en die bloed getuig